Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die woord vandag is uit verskillende dele van die woord van God uit. Maar die meeste wat ek net vir jou kan sê, dat dit gaan oor nou. Die nou in die oomblik waar jy besef, maar alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. Maak nie saak wat gebeur het nie. 'n hart vol geloof en gedagtes vol geloof maak plek vir God se beloftes in jou lewe. 'n hart vol ongeloof is niks anders as 'n hart wat negativiteit dra nie. Dis 'n hart wat nie regtig 'n verhouding met die Here het nie. Omdat ons soveel keer teleurgesteld is, raak ons bang om te glo. Baie mense wil nie eers meer hoop nie. Want kyk, wat het gebeur toe jy gehoop het? Dis soos 'n beskerming wat ons opbou om nie te glo nie. En daarom gee ons vir God dinge wat flenters is. Jy sien, die dinge is in God se hand en hy pak dit terug om vir jou te wys waar pas hierdie flenterstukkie in, sodat self die stikkende dele vir jou die groter prentjie in jou lewe sal word. As ons enigstens geestelik wil groei, sal ons moet klaarmaak met die negatiewe. Ek bedoel regtig vanoggend klaarmaak daarmee. Want elke keer as die groei moet gaan plaasvind, gaan hierdie goed in ons pad staan. Jy het nodig om 40 keer dieselfde ding hardop te sê, totdat dit 'n vesting in jou siel begin raak. 21 dae, en dit sal 'n gewoonte raak. En jy dink miskien, jy sê dit nie 40 keer nie. Dink ons moet begin bietjie oplet wat ons sê in ons woorde. Baie vra vir my, wat wil die Here hê hulle moet doen? En dan is my antwoord altyd om mee te begin, raak soos hy. Begin aanvaar dat jy deel gehad het aan die lyde van Jesus Christus. En dit wat hy vir jou gedoen het, raak daaraan gelykvormig. Jy weet nie wat God se plan is nie, maar een ding weet jy, die Here het jou lief. Wat hy ook al met jou lewe sal doen, sal goed wees, en as dit goed sal wees, sal dit geseënd wees. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 28. Jy weet dit, soos wat jy dit weet. Die woord sê hier, nie dat alles goed is nie, maar dat alles op die eind sal uitwerk. En vanoggend toe ek die aangesig van die Here gesoek het, toe kom daar 'n ander betekenis in my hart en my gees op, van Here, laat u wil geskied. En ek hoor so duidelik, dat hy terug antwoord. My kind, my wil is vir jou die beste. Ek wil vir jou die beste gee, want ek het jou lief. Wees eengesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Romeine 12 vers 16. Daar is niks wat soveel frustrasie bring, as daar nie eenheid is nie. Ons baklei vir en oor die verkeerde dinge in die lewe. En dit, my liewe mens, waaroor jy hier baklei, en waarvoor jy hier veg, gaan jy nie enig saamvat nie. Ons wil te veel baase wees, te veel van ek is in beheer. Hoekom? Want verwerping laat my kruip, en vrese laat my veg. En as jy in die eerste plek met Jesus vrede het, gaan daar iets binne jou gebeur. Hy sê in Romeine 12:18, as dit moontlik is, sover as dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Romeine 12:18. Jy kan niks doen aan die onvrede waarmee mense jou behandel nie. Maar as dit vir jou moontlik is,
leef in vrede met alle mense. Kan jy vasbyt en kan jy uithou? Ek het gesien, die waarheid is, jy is so sterk soos die situasie se druk, en as jy leeg is, sal elke liewe dingetjie jou in mekaar druk. Ons moet planne maak, maar ons moet nie verpletter wees as die planne nie uitwerk nie. Want, God het altyd 'n groter plan. En as ons gaan agterkom wat God se plan is, en ons begin saam met hom werk, sal dit elke keer 'n wonderwerk wees. Ek dink terug aan 'n skoolopening wat ek een keer gehad het. En daar het ek vir die dogters gewys 'n vol blikkie Coke en 'n leë blikkie. En ek het die vol blikkie probeer plat druk. En ek kon natuurlik dit nie reg kry nie. Maar toe ek die leë blikkie druk, toe vrommel dit so maklik in mekaar. En daar het ek hulle geleer, wanneer jy vol is van die Heilige Gees, gaan die lewe kom met sy drukte, maar dit gaan jou nie maklik in mekaar kan druk nie. Maar as jy leeg is, sal die lewe jou maklik kan plat druk. My liewe mens, my gebed is net vir jou vanoggend, dat jy sal kom by daardie plek, vol van die Heilige Gees, dat jy krag sal ontvang, as die Heilige Gees oor jou kom. Want weet weer 'n keer, as jy vandag vol van die Heilige Gees se krag bid, Here, laat U wil geskied, antwoord Jesus jou terug, uit sy eie woorde uit, dit is my bloed, drink dit, tot vergifnis van jou sonde. Dit is my liggaam, neem dit in, my wonde, vir jou wonde. En dan kan jy bid, Here, laat U wil geskied. Want die goed wat ons in mekaar druk, is daardie dinge wat seer maak, wat stikkend maak, wat die gevegte in die lewe is, wat jou so moedeloos maak, wat jou so magteloos laat. Miskien moet ons net kom by daardie plek en weet, waar ons so voel, daar het God vir ons baie meer in gedagte. Wanneer ons daardie wonde voel, dat die trane oor ons wange loop, kan ons weet, alles sal ten goeie meewerk. Ja, dat die trane wat loop, vir jou nader aan die stroom sal raak, van lewende water wat uit jou uitvloei. Want een sal plant, jy is die een wat nat maak, en God sal dit laat groei. Daar is niks, maar niks van God se woorde wat leeg is nie. Sy woorde is vol, en as dit val, soos reën op die aarde, soos sneeu, sal dit opbrengs gee, soos wat hy dit bepaal het. Vanoggend vroeg, jy weet daai 3 uur tye, vanoggend in die Here se teenwoordigheid gesit. Ek het daar die skrif gekry van Deuteronomium. Die Here is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Sal hy iets sê en nie doen wat hy gesê het nie? Kan ek jou antwoord? Never. Hy's elke keer betyds. Hy's elke keer reg en hy wen elke keer. Amen.